Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in die veld van Suid-Afrikaanse belasting en ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder elke episode so rondom 10 minute hou, dat jy daarna kan luister terwyl jy gou 'n vinnige koppie koffie geniet in jou breek van werk. Ons vraag vir vandag is, wat is die belastingoorwegings wanneer ek 'n lening afskryf? Nou kom ons begin by 'n lening. Daar's gewoonlik 2 partye betrokke en daar kan belastingoorwegings vir elke een van hulle wees. Dit is die lener en die uitlener, of in Engels miskien die makliker terme, omdat hulle nie so eners klink nie, die borrower, die party wat die geld geleen het, en die lender, die party wat die bedrag dan nou voorgeskiet het aan die borrower. En wanneer daar 'n afskrywing van die lening gebeur, is die onderliggende transaksie bloot eintlik maar dat die lener nie meer verplig is om die bedrag aan die uitlener te betaal. So daai verpligting om terug te betaal word kwytgeskel. Nou daar's heelwat variasies oor hoe so 'n transaksie kan lyk. Dit kan 'n kwytskelding wees, dit kan 'n kansellasie wees. Daar is variasies wat 'n persoon wat die lener is, die eis teen homself verkry en sodoende word die skuld uitgewis. So daar's baie komplekse variasies hierop en in baie meeste gevalle het mens eintlik detailadvies hiervoor nodig. Die scenario waarna ek vandag gaan kyk is die heel basiese afskrywing van 'n lening, sonder enige kompleksiteit, soos wat julle nou sal sien, is daar selfs kompleksiteit hieraan. Goed, so as ons begin uit die lener se oogpunt, so in Engels die borrower. Die eerste belastinggevolg is dat wanneer 'n skuld afgeskryf word, is daar 'n toegewing of 'n kompromis wat onder artikel 19 of dan nou paragraaf 12a van die 8ste bylaag van die inkomstebelastingwet val. In Engels, ek dink weer eens, dis nou maar net terme waarmee mense 'n bietjie meer vertroud is, daar gebeur 'n debt concession of compromise. So die afskrywing is 'n trigger vir so 'n concession of 'n compromise. Nou, as ons dan na hierdie skuldtoegewingsreëls gaan kyk, die basiese effek van die skuldtoegewingsreëls is nou maar om die belastingeffek wat die aftrekking wat deur hierdie skuld befonds was, gehad het, om dit om te keer. So as ons byvoorbeeld sou vat, die skuld het 'n aftrekbare onkoste gefinansier, soos byvoorbeeld, kom ons vat sommer salarisse as 'n maklike voorbeeld. So vir daai salaris was daar 'n artikel 11a aftrekking wat die werkgewer geëis het of wat die maatskappy geëis het. Nou word die skuld waarmee die maatskappy hierdie koste gefinansier het, word afgeskryf. Die effek van dit is dat as mens mooi ekonomies na die hele prentjie gaan kyk, het die maatskappy dan nou eintlik nie 'n werklike uitvloei gehad nie. En wat artikel 19 dan nou poog om te doen, is om die maatskappy terug te sit in die posisie wat dit sou gewees het, as jy in ag neem dat daar eintlik nie 'n uitvloei was nie. So waar daar 'n aftrekking was wat dan gefinansier is met die skuld, het artikel 19 'n verhaling, wat dan nou die effek van daai aftrekking gaan omkeer. As ons gaan kyk na kapitaalbates wat gefinansier is met die skuld, so kom ons vat die voorbeeld, daar's 'n gebou wat die maatskappy aangekoop het, dit is met skuld gefinansier, en daai skuld word afgeskryf. As die gebou argumentsonthaalwe R1 miljoen gekos het, en dis R1 miljoen wat op 'n leningsrekening sit wat nou afgeskryf word, dan weer eens die koste van daai gebou wat deur die skuld gefinansier is, sit in die basiskoste van die gebou. So wanneer die skuld afgeskryf word, moet die basiskoste van die bate verminder word. As die bate dan nou reeds verkoop is teen die tyd wat die skuld afgeskryf word, dan het daai basiskoste wat ons nou sien dat die maatskappy eintlik geen uitvloei het nie, het reeds gelei tot 'n kleiner kapitaalwins of groter kapitaalverlies met die verkoop van die bate.
So in daai geval moet mens dan nou die kapitaalwins wat voorheen ontstaan het gaan aanpas om die effek van die verminderde basiskoste in te reflekteer. Nou heel wat mense, en presies soos wat ek nou net gedoen het, gaan heel eers na die toegewingsreëls toe. En dis nie noodwendig die regte benadering nie. Die eerste vraag wat mens eintlik jouself moet afvra is om te sê, maar is hierdie lening verhaalbaar? As die lening verhaalbaar is, en dit gebeur baie keer in verwante partytransaksies dat 'n lening afgeskryf word, selfs al is daai lening nog steeds verhaalbaar, dan het die lening 'n skenking tot gevolg, en daai skenking het skenkingsbelasting tot gevolg. En as die afskrywing skenkingsbelasting onderworpe was aan skenkingsbelasting, dan geld die toegewingsreëls nie. So dis nogal 'n belangrike oorweging om te gaan bepaal wat is die belastingeffek vir die lener, alhoewel die skenkingsbelasting aan die uitlener se kant sal sit. As ons dan verder dink oor die uitlener, vanuit die uitlener se oogpunt, daai eis om betaling te kan eis vanaf die lener is 'n bate vir die uitlener. En wanneer die uitlener dan nou hierdie bate of die reg die lener kwytskel van hierdie verpligting, dan gee die uitlener die reg tot hierdie bate op. So daar's 'n beskikking oor 'n bate teen geen vergoeding. En dit gaan gewoonlik lei tot 'n kapitaalverlies. Nou, soos ek reeds genoem het, wat mens sien baie keer hierdie kwytscheldingstransaksies tussen verwante persone. So wanneer 'n persoon 'n kapitaalverlies ly op die beskikking van 'n lening aan 'n verwante party of met 'n verwante party, moet die persoon daai verlies nie in ag neem, tensy in baie breë terme iemand anders die voordeel van daai afskrywing wel by sy of haar belasbare inkomste in ag geneem het. Die bepaling om daarna te gaan kyk, soos ek genoem het, dis 'n baie breë kategorie of 'n baie breë stelling wat ek nou net gemaak het, is paragraaf 56.2 van die 8ste bylaag van die inkomstebelastingwet sê presies vir jou wanneer kan die uitlener hierdie verlies wel in ag neem. Interessant, SARS se kapitaalwinsbelasting gids neem die posisie in dat wanneer 'n lening afgeskryf word, hierdie bate nie aan 'n ander party beskik word nie, en daarom sal paragraaf 38 nie geld. Paragraaf 38 is natuurlik nou weer die bepaling wat sê, maar as jy bates aan 'n verwante party of 'n verbonde party gaan oordra, dan word geag dat die bates teen markwaarde oorgedra word. So by gebrek aan 'n oordrag van die bate aan 'n ander persoon geld paragraaf 38 nie. Soos ek genoem het, ons het vandag net na die breë konsepte gekyk en die heel basiese transaksie wat 'n mens waarskynlik sal teekom. Daar's baie variasies en uitsonderings op hierdie reëls. 'n Paar van hulle om miskien maar net te noem, wanneer jy 'n kapitalisering van die skuld gaan doen, eerder as 'n afskrywing, in die geval van 'n maatskappy wat die lener is daar 'n sekere stel reëls wat daarop geld, om eintlik maar weer te kyk na wat die wese van die transaksie. En dan sal ook 'n heel wat 'n paar groeps vrystellingsreëls wat ook kan geld om te sê, maar in sekere gevalle binne 'n groep konteks geld die skuldtoegewingsreëls nie. So om af te sluit, daar is sekere basiese belastingoorwegings wat ek nou genoem het, die toegewingsreëls, die skenkingsbelastingreëls, maar in baie gevalle waar daar lenings geherstruktureer word of gerasionaliseer word, is dit nie net 'n eenvoudige afskryf van die lening nie, en het 'n mens eintlik maar belasting of feitspesifieke belastingadvies nodig. Dis dit vir vandag. Baie dankie dat jy geluister het, en as jy van die episode gehou het, gaan sluit asseblief op jou Potgooi platform aan en vertel al jou vriende en kollegas van die Potgooi. As jy enige vrae het waaroor jy graag sal wil hê ek in toekomstige episodes moet gesels, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-pos is in die notas tot die episode. Dan sal ek graag daarna kyk en kyk hoe kan 'n mens 'n episode rondom dit gaan bou. En maar net 'n herinnering soos altyd, niks in vandag se episode was bedoel om belastingadvies te wees of 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.